Nou, goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat die Here vir ons nog 'n nuwe dag gegee het. Ons dank die Here vir sy instandhoudende genade en ons kan vanmôre net met groot dankbaarheid sê dat die Here in beheer is ook van my en jou lewe, dat hy op die troon van die hemel sit en dat hy ook ons voetstappe rig elke liewe dag wat hy vir ons gee. Mag die Here u in hierdie dag gebruik in sy diens en tot sy eer en mag u 'n lewende getuie ook wees vir hom. U sal sien, ons is vanmôre by 'n oproep om God te prys deel 2. Ons het gister 'n bietjie gekyk na Psalm 100 en ons het gevorder tot by vers 2 en vanmôre gaan ons dan aangaan van vers 3 tot 5. Maar kom ek lees sommer die hele Psalm vir u en dan gaan ons die laaste 3 verse hanteer. Psalm by die lofoffer. Ek het vir u gesê hierdie lofoffer was daar gebring of deur die volk gebring. Ons vind dit daar in Levitikus die 7de hoofstuk saam met dankoffers en daar staan: juig voor die Here o ganse aarde, dien die Here met blydskap. Kom voor sy aangesig met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang, loof hom, prys sy naam, want die Here is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Ek het vir u gesê, vriende, hierdie Psalm is van toepassing op hulle wat uit die duisternis oorgebring is na die wonderbare lig, soos ons alreeds hanteer het in hierdie week. Nou sê die psalmdigter in vers 3, erken dat die Here God is. Wat bedoel hy daarby? Eenvoudig, as ons weergebore is, vriende, dan buig ons onder die heerskappy van die Here God nou. Ons is nie meer vyande van hom nie, maar ons is nou kinders van hom. Ons is deel van sy geestelike familie. Die Bybel sê vir ons, hy het ons gemaak, met ander woorde, hy het ons fisies geskape, maar ons is ook syne in die sin dat hy ons deel van sy kudde gemaak het. Want die vers sê verder, ons is sy volk en die skape van sy weide. Toe ek dit lees, toe dink ek so aan Johannes die 10de hoofstuk. Johannes die 10de hoofstuk gaan in besonder oor die goeie herder. En jy sal onthou dat daar kosbare waarhede aangaande Christus en sy kudde deurgegee word. En daar staan eenvoudig daar, die Here sê, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Vers 14, ek is die goeie herder, en ek ken my eie, en ek word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader, en ek lê my lewe af vir die skape. En dan sê hy baie duidelik hierso. Hy sê in vers 27, my skape luister na my stem, en ek ken hulle en hulle volg my, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader het aan my gegee, het is groter as almal, en niemand kan hulle uit my hand, of die hand van my Vader ruk. Wat vir my so kosbaar was in die lees van hierdie Psalm 100, en dan ook die kruisverwysings in die Bybel na Johannes die 10de hoofstuk, is dat die Here sê, hy ken sy skape, en ons ken sy stem. Hoor ons God se stem deur sy woord. Hy praat vanmôre met ons deur sy wonderlike woord, en hy kom sê vir ons, erken dat die Here God is. Met ander woorde, ons buig nie meer voor die vyand, ons buig nie meer voor ons begeertes, ons buig nie meer voor ons drange en al hierdie dinge nie, ons buig nou voor hom, wat ons uit die duisternis oorgebring het, na sy wonderbare lig. Ons erken, hy het ons geskape, ons weet dat ons die kroon van sy skepping is, maar bo alles dat ons ook nou geestelik deel van sy familie is, dat ons skape van sy weide is. Psalm 23 sê dit so pragtig, vriende, dat die Here lei sy skape na waters waar rus is. As jy vanmôre honger en dors na die lewende fontein van water, die Here Jesus Christus, as jy vanmôre honger en dors na rus vir jou siel, as jy vanmôre miskien in benoudheid verkeer, vra hierdie goeie herder, Here, lei my ook na waters waar rus is. Hy sê so mooi vir ons in Matteus die 11de hoofstuk, hy sê, kom na my en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Vriende, die beste plek om elke môre te wees is aan die voete van die Here Jesus Christus. Tyd met sy woord, tyd in gebed, jou sorge, jou laste aan hom bekend te maak, die opgewondenheid in jou hart om hom te ken en om te dien, aan hom bekend te maak, om te weet, hy ken my, by die naam. Hy sê, ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Nou is ons deel van sy kudde. Hy sê dat ons sy stem kan hoor uit sy woord, en dan hom kan volg, en dat niemand ons uit sy hand sal ruk nie. Dis die vaste belofte wat hy vir ons gee. Alles in hierdie een versie opgesluit, Psalm 100 vers 3.
Vers 4 sê nou verder vir ons, gaan sy poorte in met lof, sy voorhoewe met lofgesang, loof hom, prys sy naam. Eenvoudig weer, terugverwysende na die aanbidding, en dan ook later die aanbidding by die tempel, die aanbidding wanneer die volk by mekaar gekom het, hulle het letterlik dit gedoen met lofprysinge en aanbidding. Dit was nie 'n swaarmoedige en 'n hartseer geleentheid nie, maar dit was 'n aanbiddingsgeleentheid waar hulle besef het, luister, ons dien hierdie God, omdat hy vir ons goed is, ver bo die maat. Want vers 5 beamoed dit wat ek nou gesê het. Vers 5 sê, want die Here is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid, en sy trou van geslag tot geslag. Ag vriende, in my Bybelstudie oor die boek Nehemia, het ek dit so wonderlik mooi gesien, en wil ek 'n paar verse vir u daaruit lees, om net hierdie gedagte vas te maak in u hart, dat die Here goed is vir sy kinders. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid, en sy trou van geslag tot geslag. Ek het hierdie verse so duidelik in my Bybel gemerk, wat Nehemia praat nou met die volk oor die feit dat God hulle uit die land Egipte uitgelei het, die Here hulle bewaar het, beskerm het, maar hierdie volk het teenoor die Here gesondig. En ek lees vir u vers 17, ja, hulle het geweier om te luister en nie gedink aan u wonders wat u by hulle gedoen het nie, maar het hulle nek verhard en in hulle wederstrewigheid 'n hoof aangestel om hulle terug te lei na hulle slawerny, verwysende na die woestyngebeure voor hulle die land Kanaan tegemoet gegaan het en hoe die volk dan gerebelleer het en hulle wou teruggegaan het na Egipte, terwyl Josua en Kaleb het gesê, nee, maar God sal die land Kanaan vir ons gee. Maar hoor wat sê die vers verder, maar u is 'n God van vergewing, genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en u het hulle nie verlaat nie. Wonderlik om te sien dat die Here hulle nie verlaat het nie. Vers 19, u het in u grote barmhartigheid hulle tog nie verlaat in die woestyn nie. Die wolkkolom het u nie bedags van hulle weggeneem nie, maar hulle op die pad gelei, en die vuurkolom ook nie snags om vir hulle die pad te verlig waar hulle moes trek nie. U goeie gees het u gegee om hulle te onderrig, en u manna het u van hulle mond nie terughou nie, en aan hulle water gegee vir hulle dors. Dit was my so kosbaar dat ek dit lees, en ek het met myself gedink, hoe dikwels is ons as God se kinders? Nee, ek wil amper sê, sondig en wederstrewig en opstandig teenoor dit wat die Here oor ons lewens bring nie. Hoe dikwels is ons nie in ons optrede rebels teenoor die Here nie. En hoor wat sê die Bybel vir ons, dat die Here nog steeds vir ons goed is. Dat die Here nog steeds sy goedertierenheid nie van ons sal wegneem nie. Ja, soms sal hy ons stig. Soms is daar tye waar die Here ons deur erge beproewinge sal stuur om ons te leer om op hom te vertrou. Maar Psalm 100 kom leer vir ons hoe ons met die Here moet dien. Dien die Here met blydskap. Kom voor sy aangesig met gejubel. En ag vriende, weet verseker en moet nooit daaraan twyfel nie, dat die Here is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy trou is van geslag tot geslag. Mag die Here vir u groot genade gee, mag die Here vir u wysheid gee, dat u ook as kind van die Here, as een wat uit die duisternis oorgebring is na die wonderbare lig, die Here sal dien met 'n blydskap wat aansteeklik is vir ander mense, sodat hulle ook na die Here Jesus getrek sal word. Ons bid dat die Here vir u wysheid sal gee saam met my, en dat ons in hierdie nuwe jaar ook 'n lewendige tye vir ons Here Jesus sal wees. Groete vir u, mooi dag verder, Tara.